en uitsien en nou is dit hier. Amen. Amen. Nou, ek hoop nie dat die Tetelestai naweek is vir jou soos 'n vakansie nie. Jy weet hoe vakansie is, né? Jy sien uit heel jaar daarna. Jy maak die boekings 'n jaar in advance en dan gaan jy nou op die vakansie en dan net so is dit verby en dan vergeet jy daarvan en dan beweeg jy aan met jou lewe. Ek hoop hierdie naweek is so vir jou nie. My gebed vir elke een van julle en my hoop vir elke een van julle is dat die Here ietsie nuuts sal kom openbaar van dit wat op die kruis gebeur het 2000 jaar terug. Amen. En dat dit is ietsie wat julle sal vat vir julle vir die res van julle lewens. Ietsie waar julle lewe verander en sou iemand julle kom vra, okay, hoorie, maar ek sien iets is nuut, dan kan jy sê dit was daai naweek. Goeie Vrydag. Tetelestai naweek in Middelburg waar die Here met my gepraat het. Dit is my gebed met julle. Amen. Tetelestai. Ek het al gehoor Tetelestai, ek het al gehoor Teletestai, ek het al gehoor Tetelestai. Dis Tetelestai. Dit is volbring. Dit is een van Jesus se kruiswoorde. Die woorde wat Jesus, terwyl hy aan die kruis gehang het, het hy dit gespreek. Dis een van 'n paar, en vanoggend wil ek deur Jesus se kruiswoorde gaan van begin met opleiding tot die woord Tetelestai. Nou, voordat ons daar kom, wil ek julle net gou terugvat, so 2 weke terug het ek begin met die oploop na Tetelestai toe met op pad Jerusalem toe. Waar Jesus vir sy disippels gesê het, ek is op pad Jerusalem toe en ek wil hê julle moet saam met my gaan. Laasweek het ons gepraat van hoe Jesus in Jerusalem ingestap het op die donkie en waar die mense hom as koning aanvaar het. Maar baie kan in 1 week gebeur. Nee? Want Jesus kom in Jerusalem in, op die Sondag. Die mense skree, Hosanna, seun van Dawid, prys die een wat in die naam van die Here gekom het. Wonderlik. En 'n week later staan hy voor Pilatus. En daai selfde mense skree, kruisig hom. Baie wat kan gebeur in 'n week. En ons ken die storie, hy staan voor Pilatus, Pilatus probeer sy bes om die mense te oorreed. Hy bring iemand anders, Barabbas, né? Die woord sê hy is 'n gerugte krimineel. 'n bekende krimineel. Almal ken hom vir die verkeerde redes. Mag ons nie soos Barabbas wees nie. Mag mense ons ken vir die regte redes. Pilatus bring hom uit. Die woord sê hy het hom uitgebring, want hy het gedink die mense sal kies dat Jesus vrygaan bo Barabbas. Want selfs Pilatus het na Jesus gekyk en gesê, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. En hy vra die vraag, wat het hierdie ou verdien? En die mense kies Barabbas bo Jesus. En wat moet ek met hierdie man doen? Kruisig hom. En ons ken die storie, Jesus word gekruisig, en hy hang op die kruis, hy dra sy eie kruis na die plek toe waar hulle dit sou doen, baie vernederend, baie publiek, hulle slaan hom, en daar hang hy, aan die kruis. Spykers deur sy hande, spykers deur sy voete, doringkroon op sy kop gedruk. En terwyl dit gebeur, kom die eerste woorde. Lukas 23, vers 34. Jesus sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek dink so hoe dit moes wees. Julle sal my verskoon. Ek dink so hoe dit moes wees vir die mense wat daar was.
Hierdie man wat niks verkeerd gedoen het nie. Hierdie ou wat gekom het om hulle te verlos. En hulle draai hulle rug op hom. En hulle sleep hom na die kruis toe en hulle sit hom aan die kruis. En sy eerste woorde is: Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die diepste genade wat God vir ons het. En hulle het sy klere verdeel deur die lot te werp, sê die woord. Die hande wat hom deurboor het, dit was vir hulle wat hy gebid het. Gesê het: Vader, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Die liefde wat Jesus het, selfs vir die mense wat teen hom is. En dit openbaar aan jou en my dat daar niks is wat jy al in jou lewe gedoen het. Niks is wat in jou verlede so donker is nie. Niks is wat jy al gesê het nie, niks is wat jy al gedoen het nie, niks is wat jy al nie gedoen het nie, wat die genade van God nie kan kom en jou vryspreek van nie. Daar is niks wat jy kan doen wat jou kan skei van die genade van God nie. Hulle was besig om hom te kruisig. Nou baie keer het ons hierdie kinderbybelprentjie van wat die kruisiging is. Nee, ons het hierdie kinderbybelprentjie in ons gedagte. Hou in gedagte dat voor hy by die kruis gekom het, het hulle hom geslaan. Met die kats. Dit was 'n sweep geweest met 'n handvatsel, met 'n hele klomp toue. En aan die einde van daai toue was daar stukkies yster en skerp gemaakte been wat hulle vasgemaak het. En hy was so ontwerp geweest dat elke keer as jy iemand slaan met hom, dan daai ysters in die vlees ingeboor het, vasgesit het, sodat hulle hom moes terugruk. Dis wat Jesus deurgegaan het. En toe moes hy sy eie kruis dra, en hy hang daar, en sy eerste woorde is: Vader, vergewe hulle. Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle besef nie wat hier gebeur nie. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê: julle is inderdaad uit genade gered. Deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Jy is deur daai genade gered. Genade is wanneer jy ontvang dit wat jy nie verdien nie. Nie ek of jy verdien redding nie. Die mense wat Jesus gekruisig het nie vergifnis verdien nie. Maar tog is dit wat Jesus vir hulle wil hê. En tog is dit wat Jesus vir jou wil hê. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Maak nie saak wat jy al gesê het in jou lewe en hoe jy opgetree het nie. Sy genade vir jou is genoeg. Jy is deur genade gered. Hierdie woord sê 'n paar goed. Hy sê julle is inderdaad. Inderdaad beteken verseker. Julle is inderdaad deur genade gered. Julle is verseker gered. Jou geloofsversekerheid is gekoop op die kruis. Uit genade, onverdiende guns, deur geloof in Christus, nie uit julleself nie, sodat nie ek of jy kan staan en sê, kyk hoe goed is ek nie. Maar dit is so geontwerp, die plan is so deur God ontwerp, sodat al wat ek en jy kan doen, is dit om te ontvang en te wys en te sê, dit is wat Jesus gedoen het. Dit is wat genade is. En genade kom red vir jou, en genade kom red vir my, en dit is 'n gawe van God. As redding verdien moes word, dan sou niemand gered kon wees nie. En dan sou dit onmoontlik gewees het vir jou en vir my. Maar nie ek of jy kan die standaard van God vervul nie. Romeine 3:23. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid
van God nie. Almal het gesondig. Elke een van ons. Daar is 'n klag wat gespreek word teen ons. 'n beskuldiging wat gemaak word. Almal het gesondig. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar die volgende vers 24 sê maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur die Here Jesus Christus. Uit my eie uit val ek kort. En kom ek nie eers naby die standaard wat God wil hê nie. Maar ek word sonder dat ek dit verdien op grond van sy genade vrygespreek. Die vyand kom en sê vir jou, jy het gesondig en daaroor is jy gediskwalifiseer. En hy wil graag hê die storie moet daar eindig. Maar, sê net maar God het 'n ander plan gehad. Amen. God het 'n ander plan gehad en hy het gesê die plan is dit, dat jy, al verdien jy dit nie, vrygespreek kan word deur my genade. Vader, vergewe hulle. Hebreërs 4 vers 16 sê, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartig en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Omdat genade onverdiend is, omdat redding 'n gawe van God is, omdat jy nie jou eie salvation kan verdien nie, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon toe. Hoekom moet ons na die genade troon toe gaan? Want dit is by die genade troon wat ons genade ontvang. Dis daar waar ons dit ontvang. En dit is as gevolg van die kruis wat ons toegang het tot daai genade troon. Ons hardloop nie weg van God af wanneer ons val nie. Dis nie in ons natuur nie. As Christians. Dis in ons natuur as mens. But as Christians, we go to him. Dawid, toe hy geval het met Bathsheba, julle ken die storie, en Nathan die profeet kom vasvat daaroor, wat het gebeur? Het hy weggehardloop van God af? Nee, hy het na God toe gedraai. En hy het na God toe gegaan. He repented, and because he repented, he was saved. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Die tweede woord wat Jesus gespreek het, is in Lukas 23, vers 42 en 43. Voor ek dit lees, wil ek 'n bietjie konteks skep. Julle sal onthou dat Jesus was nie die enigste een wat gekruisig was daai dag nie. Daar was 'n dief aan sy regterkant en aan sy linkerkant gekruisig. En die woord sê, soos wat die mense hom gelaster het, soos wat hulle verbygestap het, het hierdie twee hom ook bespot. En die een het gesê, as jy regtig dan nou die Christus is, red jouself, kom van daai kruis af en red ons ook. En die ander een het na die ou gekyk en gesê, hey, wie dink jy is jy? Hoe kan jy so met hierdie man praat? Ons het ons verdiende loon gekry. Ons verdien om hierso te wees. Ons het aangejaag en dis hoekom ons hierso is, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Hy is die vlekkelose lam. En hy kyk na Jesus en hy sê vir Jesus, Here, dink aan my. Wees barmhartig teenoor my. Hê genade vir my. En die woord sê, hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom, en Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. 'n Paar goed wat Jesus hierso sê, hy sê nommer 1, voorwaar. Weer eens, sekerlik. Hierdie is 'n garantie vir jou.
Hierdie is 'n garantie vir jou. Hierdie belofte wat ek vir jou gee, dit kan jy vat en dit kan jy joune maak, want dit is die woorde van Jesus, die woorde van God self. Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nie in 'n tyd nie. Hy sê nie jy moet eers na 'n plek toe gaan waar jy spiritually cleansed moet word nie. Nee? Hy sê nie, okay, ons kan daaraan werk maar daar's 'n paar goed in jou lewe wat jy eers moet regmaak voordat ons ietsie kan doen aan dink. So kom ons werk 'n bietjie daaraan nie. Nee, hy sê vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En ek sê dit vanoggend dat elke een van julle wat die naam van die Here Jesus uitroep sê vir julle, julle sal saam met my in die paradys wees. Hy sê vandag. Hy sê voorwaar. Redding is nie bedoel om net 'n hoop te wees nie, dit is bedoel om 'n sekerheid te wees. Daar moet sekerheid wees in jou redding. As ek jou die vraag vra, as jy jou oë toemaak vanaand en jy word nie môreoggend wakker nie, waar gaan jy wees? Jy moet vir my met sekerheid kan sê, ek gaan saam met Jesus in die paradys wees. Kyk wat sê Johannes in 1 Johannes 5, vers 11 tot 13. Hy sê, en die getuienis behels dit, God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief, hoor wat sê, hierdie brief skryf ek vir julle, hoekom? Sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die Seun van God glo. Johannes skryf sy brief, en hy sê, ek skryf dit vir julle, om twee goed te doen. Nommer 1, ek wil vir jou vertel wat die getuienis is. Die getuienis is dit, God het jou gered. Hy het jou die ewige lewe gegee deur sy Seun Jesus Christus. Aan dit wat hy aan die kruis gedoen het, het hy vir jou die ewige lewe gegee. Nommer 2, ek skryf dit vir jou sodat jy dit kan weet. Sodat jy nie twyfel nie. Sodat wanneer jy werk toe gaan maandag, dat jy nie twyfel wanneer die vyand vir jou kom ander goed vertel nie. Maar dat jy geloofsekerheid sal hê in die belofte van God en in die belofte van sy kruisdood. Dat dit is daardeur wat hy vir jou die ewige lewe kom gee het. En hy skryf dit vir ons sodat ons dit kan weet. Julle wat in die Seun van God glo. Amen. Hebreërs 10 vers 17 tot 18 dan sê hy verder, aan hulle sondes, hierdie is God wat praat, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is geen offer daarvoor meer nodig nie. Jy kan niks byvoeg vir jou redding nie. Ek wil hê julle moet dit snap vanoggend, ek wil hê julle moet dit vat vanoggend, want baie keer dan het ons hierdie idee dat ek nog ietsie moet doen. Ek glo in Jesus en ek glo in dit wat hy gedoen het. Ek glo hy is die Messias, ek glo hy is die vlekkelose lam, die Seun van God, die Christus. En ek glo hy het vir my gesterf en ek glo hy het vir my opgestaan, maar dit voel asof daar iets is wat ek moet doen nog. Wat moet ek nog doen om die ewige lewe te beerwe? Jesus sê vir Nikodemus is baie eenvoudig. Jy moet net wedergebore word. Wedergeboorte beteken om jouself te bekeer. Om weg te draai van jou sondes af en Jesus te begin dien, hom te begin volg, in geloof. So wanneer ek sê, daar's niks wat jy kan doen, om by te voeg by jou redding nie, dan sê ek dit, omdat dit is wat die woord van God sê. En hoor wat sê hy sê daarso, aan hulle sondes, dis julle, hy praat van julle, en hulle oortredings, sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is geen offer daarvoor meer nodig nie. There is no need for an offer where the sin is already forgiven. Vader, vergewe hulle.
Die genade van God. Die derde woord wat Jesus aan die kruis gesê het, is Johannes 19, vers 26 tot 27. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy lief gehad het by haar sien staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Daarna het hy vir sy disipel gesê, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Die kruis skep 'n nuwe familie. Die koste om Jesus te volg is partykeer die mense wat jy die liefste voor het. Ek het 'n boek gelees, ek wil nou soos pastoor Dani klink, ek het 'n boek gelees. Jare terug, nou ek moet dit sê. Deur 'n man met die naam Nabil Qureshi. Die boek se naam is Seeking Allah and Finding Jesus. Hy's 'n ex-Muslim wat deur genade tot redding gekom het. Fantastiese storie. Wat tot redding gekom het. En een van die moeilikste hoofstukke in daai boek is die hoofstuk wat hy verduidelik het wat hy moes doen, want hy sit daar, hy sê die woorde, hy sê, toe hy tot bekering gekom het, hy so in 'n woonstel gebly op die tweede verdieping, en dit was so 'n shopping center voor hom gewees, en hy onthou het op sy balcony gesit, sy balkon gesit, en hy het gekyk, en toe hy die Here aanneem, en besef dat hy gered is, toe hy sy oë oopmaak, toe sien hy die wêreld anders. Daar was 'n verandering wat plaasgevind het, en hy was bly. Maar toe sy hart stikkend. Want hy moes gaan en hy moes dit nou vir sy ouers vertel. En sê, ma en pa, hy was in universiteit op daai stadium. En hy vertel hoe hy na sy ouers toe gaan en vir sy ma en sy pa sê, ek is nie meer 'n moslim nie. Ek het die Here Jesus aanvaar. As my redder en my saligmaker, as die seun van God wat vir my gesterf het. En hy verduidelik hoe sy ouers hom afskryf, om uit die huis uit jaag. Sy gaan, is om niks met jou te doen hê nie. Jesus sê in sy woord, dat as jy nie bereid is, om jou ma en jou pa te haat vir my syk nie, dan kan jy my nie volg nie. En wat hy daar bedoel is nie haat soos om teen hulle te staan nie. Maar wat hy bedoel daarso is jou liefde vir hom moet so lyk, dat jou liefde vir mense lyk soos haat. Dit sê ek kies Jesus bo enige iemand anders. En dit gaan beteken dat jou sosiale lewe 'n rukking gaan ervaar. Maar die kruis skep 'n nuwe familie. Moeder, daar is jou seun. En daar is jou moeder. Wanneer ons tot redding kom, het ons 'n nuwe geestelike familie wat ons inskakel. Die kerk. En dit is so beautiful. Matteus 12 vers 48 tot 50 sê, maar hy sê vir die man wat vir hom gesê het, voordat ek lees, kom ek gee vir 'n bietjie toestemming. So Jesus is in die vertrek en hy's besig om te leer, hy's besig om 'n teaching te doen, hy's besig om die mense op te rig, en sy ma, Maria, kom en hy in sy soek vir hom. En sy vra vir die mense, waar is hy? En hy kom in, die ou kom ingehardloop en hy sê, Jesus, jou moeder wag vir jou buite. En dit is wat nou gebeur. Hy sê, maar hy sê vir die man wat dit vir hom gesê het, wie is my moeder en wie is my broers? Toe wys hy met sy hand na sy disippels en sê, daar is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. In die koninkryk van God word familie nie noodwendig bepaal deur bloed alleen nie. Dit word bepaal deur die kruis. Nou ek weet dit is vir die jonger mense weird om vir mekaar te sê broer en suster. Jy weet, en in die tradisionele kerke doen hulle dit nog. En dit is vir my so mooi
because it speaks about the family that was created at the cross. It speaks about the family that you were inserted into at the cross. Dit praat van die geestelike familie wat Jesus by jou ingevoeg het. Of hy by ingevoeg het. Die woord sê dit is Jesus wat by die gemeentes byvoeg. Die kerk is nie net 'n byeenkoms nie. This is a family gathering. Amen. Hierdie is 'n familie byeenkoms. En dit is lekker om hier so te wees. Die vierde ding wat Jesus gesê het, Matteus 27 vers 46. Hy sê en omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is my God, waarom het U my verlaat? Waar is die mense wat in die Faith Foundations kursus was, toe ons oor die drie eenheid gepraat het? Amen. So julle ken hierdie stuk, julle ken hierdie skrif. Dit klink so 'n vreemde ding om te sê. En ek het vir baie jare gesukkel met hierdie. Beteken dit God het vir Jesus verlaat op die kruis? Wat op aarde? Hoe op aarde kan dit wees? As Jesus self God was in wese, hy is die seun van God eternally, hoe is dit dat sy Vader sy rug teenoor hom gedraai het? Maar julle Faith Foundationers sal weet, skrif verklaar skrif. Nee? Die tweede vers van Psalm 22 begin: My God, waarom het U my verlaat? Jesus haal Psalm 22 aan. En vir die fariseërs en vir die mense wat daarso was, is hy besig om aandag te trek na hierdie Psalm toe. Want hierdie is 'n special Psalm. Hierdie is 'n special Psalm. Kyk wat sê hy. Psalm 22 vers 17 tot 19. Hy sê, want honde het my omsingel. 'n Bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel en kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Hy haal die Psalm aan, wat 'n profetiese Psalm is, wat gaan oor die Messias wat op die kruis sou wees. En hy's besig om daar te hang, en hy's besig om na die fariseërs te kyk en te sê, dit is wat hier gebeur. Hierdie skrif wat ek nou gelees het in Psalm 22, kom nou tot vervulling. Maak julle oë oop. Kyk wat God besig is om te doen. Ek dink die tema vir die laaste 3 weke, of een van die bytemas vir die laaste 3 weke is, dat hy mis dit. Sommige sê, Jesus is net 'n profeet. Hy mis dit. Jesus kom in Jerusalem in. Koning, Hosanna, seun van Dawid. 'n week later wil hulle hom kruisig. Hy mis dit. Jesus is aan die kruis besig om hulle aandag te trek na 'n Psalm toe wat praat van dit wat hy besig is om te doen, en hy mis dit. Daai Psalm eindig in vers 31 en 32. Hy sê, die nageslag sal hom dien en hulle sal van die Here vertel aan die volgende geslag. Die sal dan aan die volk wat nog gebore moet word van hierdie verlossingsdaad getuig. Die Here het dit gedoen. Die Psalm eindig om te sê dat ons, die geslag wat nog gebore moes word, daai tyd, is ons. Ons sal van hierdie verlossingsdaad getuig. Hierdie verlossingsdaad wat ons hierso is om te vier. Hierdie verlossingsdaad waar Jesus aan die kruis gesterf het. Waar Jesus aan die kruis gehang het en vir die fariseërs gesê het, maak oop julle oë en sien wat is besig om te gebeur, want julle mis dit. Maar dis okay as julle dit mis, want die volgende geslag en die volgende geslag en die geslagte daarop, tot en met die dag wat ek weer terugkom, sal daarvan getuig. Sal sê God het dit gedoen. Die 5de woord van Jesus aan die kruis, Johannes 19, vers 28. Hy sê hierna, omdat Jesus geweet het dat alles reeds volbring is, sodat die skrif vervul sal word, sê,
Ek het dors. Ek het dors. Hy hang daar aan die kruis. Ek wil julle met hierdie prentjie skep. As jy 'n prentjie mense soos ek, hy hang daar aan die kruis. Hy's geslaan. Hy's gespoeg. Hy's gelaster. 'n doringkroon op sy kop. Spykers in sy hande, spykers in sy voete. Hy lê daar, sy liggaam kan dit nie meer vat nie. Ek het dors. Daar's iets van Jesus se mens wees wat ek en jy moet verstaan wanneer dit kom by redding. Vir jare lank het ek met die konsep gesukkel dat Jesus volledig mens soos ek was. Gaan vra my ma, sy sal vir julle vertel die vraag wat ek gevra het. Beteken dit Jesus het seer gehad? Ja. Hy het daar gehang en hy het seer gehad. Die pyn gevat. Die humiliation gevat. Dit gevat wat die mense op hom gebring het. As mens het hy daar gehang. Gesê ek is dors. Filippense 2 vers 6 tot 8 sê hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot die dood, ja, die dood aan die kruis. 'n deel van Jesus se offer was nie net die kruis nie. Daar was 'n gedeelte van hom wat mens word, wat ook 'n offer was. Om te sê, ek sal myself op julle vlak sit, sodat ek julle kan kom help. En hy het mens geword en onder mense kom wandel, sê die woord. Sodat hy ons as mense kan kom verlos. Hierdie was vir my so mooi, toe ek dit besef. Die Skepper het dors geword, sodat jy versadig kan wees. Hy het dors geword, hy het mens geword, sodat jy versadig kan wees. Terwyl hy aan die kruis gehang het. En dan, Johannes 19 vers 30, toe Jesus dan die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Tetelestai. Dit is volbring. Die woord tetelestai was 'n wettiese term gewees. Wat 'n magistraat of 'n judge sou sê nadat iemand hulle vonnis gedien het. Soos daar 'n beskuldigde was in die hof, en die hof het gesê, jy is skuldig en jy moet 10 jaar tronk toe gaan, dan het die persoon 10 jaar tronk toe gegaan, na die 10 jaar, dan het die judge gedekleer, tetelestai. Sy skuld is betaal, sy vonnis is gedien. Sy rekord is geskrap. En die res van die volk moes daai man, of daai persoon, hanteer het, soos een van hulle. Tetelestai. Jesus kom en hy sê, tetelestai. Jou skuld is betaal. Die werk is voltooi. Die vonnis is afgehandel. As jy in die hof sou staan, en teen jou die beskuldiging kom, en jy staan daar en jy weet, ek is skuldig. Ek het nie eers 'n defense nie. En jy hoor die woorde tetelestai. En jy besef, maar my vonnis is vir my betaal.
Die skuld wat myne is vir my betaal. Nou is ek 'n vry man. Nou is ek 'n vry man. Kolossense 2 vers 13 tot 14. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak deur dit aan die kruis te spyker. Het hy dit vergoed weggeneem. Hierdie skrif sê 'n paar goed, hy sê julle was dood. Dit was die vonnis wat teenoor julle uitgespreek is. Dis die vonnis wat julle moes dien. Die woord sê die loon van die sonde is die dood. Die vonnis van die sonde is die dood. Dis my en jou verdiende loon. Julle was dood deurdat julle gesondig het. Maar God het julle lewend gemaak. Hoe? Hy het julle vergewe. Hoe het hy julle vergewe? Deur die skuldbewys wat eise teenoor julle gemaak het tot niet gemaak deur dit aan die kruis te spyker. Daai dag toe Jesus aan die kruis gehang het en gesê het tetelestai, toe het hy gesê alles wat jy gedoen het in jou verlede, elke woord wat jy teen die Here gespreek het, elke woord wat jy teen mense gespreek het, elke daad, elke sondige aksie wat jy geneem het, alles wat jy gedoen het hy die prys voor betaal. Die woord sê hy het dit tot niet gemaak. Met ander woorde, daar is nie eers 'n kans vir enige iemand om te kom en te sê, maar jy het dit en dit en dit gedoen nie. Nee, tetelestai. Ek is vry. Tetelestai. Dit is volbring. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Tetelestai. Tetelestai, die offer van Jesus aan die kruis. Daar is nie meer 'n saak teen jou nie. Die hemel sal is stil, want die saak is afgehandel. Jou skuld is ten volle betaal. Ek sluit af, die kruis is die plek waar God se toorn en sy genade mekaar ontmoet. It's the place where God's wrath and His grace meets. And it meets in the person of Jesus Christ. En ek is van oortuiging dat ons nie ten volle sal begryp wat dit beteken tot die dag wat ons voor hom staan nie. En presies hoe dit was vir hom en hoe hy dit ervaar het nie, maar dit kan ek sê. God se toorn teen jou sonde, it was satisfied that day. En sy grace extend hy vir jou. Die woord sê hy het sy gees gegee en dadelik het die aarde geruk en wat het gebeur? Die voorhangsel in die tempel is oop. Hoekom? Want daar is niks meer wat jou terughou nie. Daar is niks meer wat jou uit die teenwoordigheid van God hou nie. Hoekom nie? Because of the tetelestai. Want dit wat jou terughou het hy gevat. Die skuld wat jou terughou het hy gevat. Die sonde wat jou terughou het hy gevat. En hy het vir jou sy righteousness gegee. Ons het dit nou gesing. He who knew no sin became sin. Why? So that you might become the righteousness of God in Christ Jesus. En die voorhangsel skeur oop. Toe Jesus sê tetelestai en sy asem uitblaas, toe skeur die voorhangsel oop. Nou kan ek en jy na die genade troon toe gaan. Ons kan in die teenwoordigheid van God ingaan. Nie as net dienaars nie as net slawe nie, maar as kinders. En ons kan na hom toe gaan en sê, Vader, vergeef my.